Dengan alles berat, kamu dikak berat sih, man. Hey. To the Failback show, we got a friend of ours here from Lime Acres here. Can you please introduce yourself, sir? Afternoon, everyone. I'm Donovan Pinar. I'm the guest speaker today on the podcast. But thank you guys for having me here. It's a pleasure. Sure. Thank you. Just so you guys know, this is a failback. It's called failback for a reason. Here we speak our heart out. Anything goes. We mix Engels, Afrikaans, anything. So don't come and judge us later, ne? Yeah. Please, we just talk our heart out there. You guys can enjoy yourselves, ne? So Donna, jy weet ons ken jou mos nou al van kleins af en die man wat ons nou sien is dit die man wat jy altyd was nie. Ja, die Jy was oom wat mos hulle ken maar ja, jy was mos maar skobbejak op jou tyd gewees. 'n Robber Jack as ek so kan sê. Kan jy dalk 'n bietjie vir ons uitbrei hoe ons jou geken het uit met jou eie woorde want jy weet mos jy's mos nie niks skaam. 'n Man is nie skaam oor jou verlede nie. Kijk, om te begin, gents, weet julle wat? Vir my, toe ek 'n jong man was, ek is nog steeds 'n jong man, is maar net 'n mens het groot geraak, jy weet. En met tyd het goed ons beter gevorder en jou lewe verander sodra jy begin iemand ontmoet en someone you want to spend your life with. So van my kinderjare af was ek was wel genoem as 'n bully. Maar nie eintlik 'n bully nie, ek het maar net gelyk om mense te kontrol. And that's the person that I was when I grew up. Soos tyd aangebeweeg het ek mos maar nou my goeders gedoen en whatever, drink, kere gegaan. Wat het jy gedoen? Brei uit. Wat het jy gedoen? Die mense wat jy mos nog nie ken. Ja, die mense wat nog nie ken nie. Kyk, my storie is eintlik 'n lekker storie. Jy sien, hy toxic. Ja, verstaan nie? ja. Ek was 'n robber jack, ek het gelyk met Clay, Messteek. Hy was my goedjies en soos tyd aangebeweeg het, sê maar hier van 2006 af, het ek mos maar nou in, hoe sê mens, nie groepsdrukkie, maar baie gang violence gegaan, ons het groepe gehad en ek het die gang begin met die naam van Mongrels, die MGLs. We were well known in Lime Acres, dan on scale. Ons het even 'n sokkerspan gehad wat uit die gang het geexist, dit Migos, verstaan jy? So, ons as ouens as ons game toe gaan, ons loop met ons pangas, ons loop met ons messe, ons gaan speel sokker, ons klaar gespeel het, whatever daar gebeur. En ons het naweek het ons saam gekuier, ek en my ouens. Ja, ons was baie, ons was seker stuk so oor die stuk van 27, 28 ouens. Young ladies, wat ek geleid het, wat under my lead was. Ek was die gang boss, het my geroep major. En ons het elke naweek het ons gebeklei by die klub, man, sien nie, ons het gebeklei. Ja, ons het groot mense geslaan, ons het ladies ja, ons het alles gedoen, gents, en eerlikwaar, ons het die mense seer gemaak, en om elke naweek 'n klap om te keer, ek het soms die pooltafel opgetel en gooi die pooltafel om. Dit is die tipe hoe wie ek was, en wie, wat, ne? Mense het nie van my gehou om vir die tipe persoon wat ek was toe ek drink, jy verstaan nie. En ons het geremoer, eerlikwaar, om eerlik te wees. Ons het geremoer, ek het 'n helse remoer gedoen. My pa het agterna toe kom my pa vir die team 'n bakkie. Die bakkie se agterried het ons uitgehaal en 'n cardboard ingesit wat geskryf was MGL. Die Mongrels. So hy het gesupport. Hy het maar gesupport. Nee, hy het nie regtig gesupport nie. Vir hom was dit net dis om bol uit is en Ja. hy weet nie wat Wat julle eintlik doen nie. in sy free time doen nie, verstaan nie. Ek sê dan koop ons, ja, ons het nie gewerk en hy het die ouens, ons het skool geloop. Ja, sê. Maar ek sê elke weekend ek klomp zakke koop, klomp biere, bottles, ons maak 'n fishbowl met 'n zingbad. Man. Zingbad, ek sê Storm, ek sê Black Label, ek sê bokse wyn, 'n paar bottles.
Ja, die keer dan gooi ons hom op die bak, ons sit hom op die bakkie agter en drink ons van die stros. En so, maar ek sê hoe, die skot lei drom. Maak hom klaar. Ons maak hom klaar dat ons hard dronk. Yes. En nou iemand ken as ons so hard dronk is, my pad agterna te sê, nee man, Jens, julle kan nie so drink, wat. Dan beklei ons keer die mense om elke weekend. Dan agterna ons koop my pad agtergekom, nee man, die drank wat ons koop is te duur, jy sien. So hy sê, kom ek koop vir die lekkerste Palpelé. Die ken ons hy Palpelé. Ja, die Franklin, ja, die moet die farm sien, en koop hy vir ons mos 4 van hy hoekies. Ja. So dan, as hy vir ons 4 van hy hoekies koop, dan ons het hom ons aan loop, ons gaan blom maar by die busstop. Jee, bras. Die ding as ons hom gedrink het, Lemekes is op roerig. Nee man, hulle ken van julle. Kyk, hy stuur mekaar, Lemekes is die regie. Ons nou beklei, ons is nou op het. En ek beloof jou, jy kan net iets skief sê. Ons het al 'n ding gehad, ons blom, 9 ouens blom aan die hoek, ander ouens blom in die hoek, die ander is hier agter. Waar julle is verspreid. Ja. Lei mos nou, dan moet 'n ding onvolg. Ja, dan moet iets kom. Kyk, die sirkel ons gooi van die kan dan gooi ons met die empties van die kan na waar kom ek paar op, daar kom paar op, ons maak goed. Empty snipers. Ja, so jy het die plek om te escape, verstaan. So op die einde van die dag, ons het hoe van so wil hê. En so het ons het 'n bad reputation gehad met hyding ons even by die skool, ons was by die skool het ons geken as ons inkom in die skool in Dizzy Mongrels. Hier hulle se bas. Meneer Fritz, ou hoof van my. Shout out to meneer Fritz. Ek respek hy man. En wie wat hy man het ons reg geruk. Hy roep ons almal in hy kantoor en hy hele klomp manne, mongrels. Daar was paar by die hoërskool, paar by Kielsville, maar most of us were at Kielsville High School. Dan sit hy ons aan die kantoor en hy sê watch af Migos, dan rol hy mos sy kerbyt. Nee, hy trek sy bytjie uit. Dan vat hy die hem en rol hy die hem. Dan moet jy weet as hoe kak nou. Hy klap ons mos man. Hy sê wah. So nou ons sê as ons so klap, ons is harde kwas ons hoor nie mooi nie. Man as jy larig. Sê nee meneer, jy kan ons nie so klap nie. Nee meneer, waar, jy kan ons nie so kom klap nie. Ja. Nou moet nie ken ons het mense in ons sake, maar hy tap ons mos nou nie. Ja. So die ding is mos maar nou net ons is ons meneer is die hoof van die skool. So hulle respekteer ons respekteer hom, maar ons sê hom ook om te sê, gaan ons nie kom klap. En op die einde van die dag, het ons reg gebring. Ek dink, toe ek matriek was, grade 11, toe begin my addiction. 2010, toe Nuna Borak. Toe begin is dit nou jou eerste kind? My eerste babietjie, my dogtertjie. Toe begin my drug use. En ek het met ket begin. Ek het nooit dagga gerook nie, nooit pille geslaan nie. Straight to the source. Is my staf. Ek is 'n unieke ou en toe begin rook ek, snuf, baie kimuli toe so. Sien nie so dan nie, dan kimuli en meeste van my cousins is ouens van gebruike, verstaan jy, hulle het gerook en gesnuf en dis hoe ek gekom het aan die goed. So wat jy nog wil vra, eerstens kom ons recap 'n bietjie na die gang, toe jy was nou die gang leader, maar wat het jou laat besluit om in gang violence of die gang lewe in te gaan? Wat het jou so toe gedryf? En die opvolgende vraag na dit is, was dit groepsdruk geweest wat jou gemaak het om drugs te gebruik? Of was dit die gang lewe wat jou so gepressure het? Of wat het daaraan toe Kyk, Alex, en vir my het dit kom by om te share oor my testimony, oor my lifestyle wat ek deurgemaak het. For your drug addiction, you can't blame anybody. Vir jou gebruike wat jy gebruik het, daar is die groepsdruk. En nou, as Migos besluit die gaan slaan na bier. Niemand het hom gesê Migos gaan drink. You understand? En dis wat it's a choice. En om terug te gaan met die gang, nie een van die ouens van die gang het gerook nie.
In die hele gang het 'n seker man hoe net 2 ouens wat begin rook het, maar na lang tyd. Ja. Toe is ek al in klaar in die game en verstaan nie. Ja. So daar is niks van groepsdrukkie en die ding wat vir my gemotiveer het om 'n gang te begin was die tyd toe John Mongrel hy video release van hom. Ja. I fuck you face to face, Ja. sien jy dit? His face, my Yeah, face, his face looking Yes, my ja, face and I Charlie. Ek wil net sê so op die storie. Dis goed jy sê, jy sien hier so's 'n merk, 'n merk net. Daai tyd toe kom wat is hy movie wat in die Cape Flats gemaak is, Four Corners. Four Corners. Ja. Four Corners kom uit en ek en my vriend Merton ons is nog haas op die plaas Ja. en ons moet nou vir sy pa of nee, dit was vir sy oupa, hy baie bier gedrink, maar bierblikkies. Dan krap ons die bierblikkies plat, dan gee sy oupa vir ons geld, dan gaan vat ons dit weg na die na die daar wat hulle die rommel gooi en dit soos dit asgate. En ons ry met die trekker nogal so toe en ons kom daar so en ons nou 'n paar bottels en ek sien die dooie perd hierso. Maar ek weet nie die dooie perd is klipbard as ons nou dood te sê. Ek sê nog as my vriend, "Hey, kyk hierso, ons het nooit Four Corners kyk." Ja. Sy ouma het mos op die DVD winkel besit. Ek sê, "Kyk hierso, ons is mos ook nou gangsters en dit gee ons nou hy spoed." Ek breek ook nog as die bottel en ek steek hy perd ook. Hy perd steek toe sy klipbard. Toe breek hy bottel in my hand. Toe sny ek amper my vinger af. My vinger het so gehang en nou weet ons met die trekker daar. Hier ry ons weer met die trekker. Terug en is lang. En is lang terug. So, wat ek wil sê, dis al die tweede testimony, né, wat ons nou hoor in die podcast. So, ouers, as ek vir julle vriendelike waarskuwing gee, kyk wat julle kinders kyk. Ja. Want onthou jy ken hy Ons jaar tot as 'n man step up gekyk het, Jy was jy's die so beste dans- Hulle danser. danser wees, ja. Ja, so asseblief kyk wat julle kinders kyk. Ek dink on that I can agree to what you are saying, Alex, is that what your kids are watching is what they want to be when they grow up. They'll always tell you, "Ja, maar they want to say for sing." Ja. Hoe lyk hulle, you understand? And I can honestly tell you, ek het groot geraak in die nommerfabriek. I can talk numbers. Ek kan myself verdedig as ek voor ouens kom. My hele tyd het dit betekenis. Maar vir my is dit nie, ek lewe met my ding nie. You understand? Ja. En om heeldag so te groet is baie werk, man. Nou ons het groot geraak. Dus ek kom myself sien tussen my vingers, ek het ook tattoos op my face het ek 'n ding as 'n LOL en Lucifer our Lord. Ja. En dit was nie vir my iets wat ek wou gedoen het, but when I had my first tattoo, I was interested in what I saw. Verstaan jy? Ek wil ewen vir my trane gaan gemaak het op Kunyasa. Ja. Kunyasa die wat die ouens sê het wat generals jy verstaan, because ek is mos saam hier. Ja. Verstaan jy? Dis waar my naam vanaf kom. Ek was 'n major, ek het ranke. Ja. Verstaan jy? So, maar vir my gaan dit oor die nommer het nooit na my eintlik vir my gekamondela, soos die mense sal sê net so iets slang en ek het my nooit gekamondela dat ek kan sê ja, ek is 'n stoepa, ek is 'n stamp 1. You understand? Ja. Nommer was 'n factor uit vir my die belangrikste was dronk, beklei en drugs. Dit was die goeie wat vir my aan die lyn Excitement excitement gegee het. Ja. Maar kom ek sê jou Alex, to go into my addiction, net so 'n stukkie. Ja. Toe ek 2015 2016 toe introduce hulle my aan crystal meth. Maar ek het hom nie gerook met die lolle nie, né? Ek het hom gesnief, ek het hom gecrash, dan snief ek hom. So hulle sê is meer potent as hy so is. Ja. Kom ek sê toe ek my eerste high kry van hy ding. Kon. Brother, Hoe voel dit? ja, jy vergeet van alles, bra. Alles. Jy's in 'n hele ander wêreld. Jy's hoog benoud en ja, sê, jy kry hom nooit weer nie. Your first high, you'll never get that high. So is hy altyd dieselfde. Nooit. En nou die rede hoekom die manne nou so aan mekaar rook is van hulle op soek daai eerste hit wat ek het. Wow. His first time toe hy ding gaan slaan. Hy soek hom weer. Hy soek hom weer and that's why jy sal hom nooit kry nie, because you're chasing something that doesn't exist. Kom ek sê ek het R1000 gerook
toe ek in Posmosdorp bly, rook R1000, vandag rook môre R1000, môre nou en dan slaan ek oor en sê ek 800, 600, depending on wat ek gekoop het vir die dag. Maar ek het nooit gesteel by my huis om goed te gaan koop. At least, ja. Sien nie, ek was 'n heavy spinner en from my days ek het alles geverkoop. Die ouens se ken my in Posman. Harde gesny. Wie is hy man? Hulle gou sê, "Jo, hy's pyn tops to the world." Kyk, as ek my mind op 'n ding gesit dat ek bly op hom. En ek het bevriend geraak met die Nigerians. So die Nigerians as ek vir hulle ouens kry wat miskien goed te het of supply met ek het hulle sommige supply met goede chemicals vir die matte, alle goede vir hulle sy hise vensters. Sien nie, dan gee hulle my sommer so gehoor 2 of 3 gram. Kom ek sê in 'n uur se tyd rook ek 'n hele 3 gram klaar. Ek het nog nooit geoudie. Ek het honestly speaking, ek het 'n 10 gram gerook 'n dag. I never OD'd on any drugs. But your body it must. En wat vir my 'n factor is dat ek sê die Here dankie vir my iets gehad het. Because dit is maklik om uit te kom hier. So vir jou wat het jou probeer of wat het jou gekry om finaal als te los, want iemand soos ons, julle sien ons drink nou bier, die man het drink koeldrank. Wat het jou, is dit jou kinders? Is dit ons almagtige Vader? Is dit 'n combination? Is die regte vrou? Vir mense wat daar buitekant is wat in dieselfde situation sit, want because why onthou hulle sê mos as jy nie wil rehab toe gaan nie, dan daai rehab hy gaan nie werk nie, jy sien. Ja. Jy sien. Dan die rehab hy gaan nie werk nie. So hoe sal jy sê is wat het jou daar uitgekry? Ja. Kyk, ek was rehab toe, maar wat vir my gemotiveer het om te stop drugs gebruik, was die feit dat ek wat die feit dat ek my vrou en my kinders het. I had to make a wise decision om te stop met wat ek besig is. Right. So dit was nie maklik nie om te erken dat ek 'n addiction het. Mense het nooit geweet vir die 11 jaar wat ek drugs gebruik het. Ek is eintlik besig met nonsens. The character I am. As ek is een toe ek drugs gebruik het en een as ek nie drugs gebruik het nie. You won't tell a difference. True. So jy het hom mooi gedisguised. Ja, die disguise was die game. En dat was my prioriteit. Ek het die body verloor nie. Deur my drug addiction. I never lost weight. Maar ek het nie die mag gehad nie. My gesig was bietjie dun, maar nie dun like en sê jy die ding gebruik drugs. Uitgeweer. Ek het altyd gesplas hom. Ja, jy kry mos nou die drug addicts wat die was en wat. Maar as my broers, ek is lief vir hy ons. Maar at least man, as jy iets gebruik, dit beteken nie ander ouens die water lyk met die water buite hulle of wat krokodille die water. Verstaan nie? Maar ek het gesplash hom. Ja, ek het fresh geryk, ek het altyd cologne gehad, ek het So jy was undercover. Ja, ek het gesweet soos 'n normal ou. Verstaan jy? Sien nie die high buggies, die hoe sê mense high bugs. Ja, soos ouens van Joburg jy sal sien. Jy sal nie eens sê hy man as land cat of 'n ding nie. Man is soet en tyd. Ja, heavy grand outfits wat. Dit is die tipe mens wat ek was. Ek gaan koop my Cavassier. Daar by Shoprite. Dan slaan ek my bottel lekker heavy. En op 'n einde van die dag is dit dat ek het nooit vir myself gesê dat ek is 'n addict nie. Because I never behaved like one. Verstaan jy? So ek was rehab toe, amigos. Nee, ek was rehab toe vir 2 weeks. En die program van die rehab was 6 months.
Nou, in hy 2 weke, my vrou hulle vat my Josie toe, hulle vat my reep toe. En my vrou se cousin se man sterf af in Pretoria. So die reep was in Pirax. Ja. Was net 'n lekker distance. So ek sê mos nou vir myself, "Hey man, hier's dan alweer 'n lekker trip vir my om." Ja. So sy sê nie vir my ek bel mos nou omdat my kind se verjaardag is en sy sê toe vir my die oom het afgesterf. Hulle is op pad Josie toe next week en hulle kom. Ja. Right. So by die reep as jy ingeboek is, jy kan nie net cheap omdat jy wil cheap nie. Ja, Jy moet dan moet 'n wel 'n rede wees of jy moet weggejabber. So ken jy toe wat maak ek? Toe trap ek vas. Ek begin roller daar by die reep. Ek sê oor met die mense daar nie kom bys en ek sê vir hulle julle kak julle man. Jy, ons sê hasse nou sit die blar en you understand so ek het met hulle se mind gaan gespeel. En die Tuesday night bel hulle my vrou en hulle sê vir hoor jy man wil jy weer langer hier wees en ons gaan hom nie langer hier hou nie van hy's violent. Dat hy druk. My broer wie hoe excited is ek dat hy mense kom. Ek is al van die oggend af Friday morning vroeg gewas hond. Ek wag net die mense moet iets steel. En mense kom hier aan dan kyk hoe kwart is ek bra. Ek sê hulle joh, ken hoe lank wag ek julle? Van die môre af tot die aand toe. Ja. Ek dink julle sal lank al in Joburg. Ja. En dit gaan aan right. So ek is uit die reep uit after 2 weeks. Ek is uit die reep uit en ek kom terug. Ek kry 'n span. Lekker span, maar die span was eintlik vir my nie. See something that I Net 'n eyeblind hê. ja. En so rook ek. Ek gaan nog aan met rokery. En die mense sê my pa om te sê om die jong hy man, ek gaan nie span doen nie. Die man bly dan nou. Ek kom elke dag laat by die werk 12 o'clock. Maar die man se vrou ken is by die span. Jy sien, al goed ek my vrou deur mekaar gemaak, maar vir my gaan dit nie daaroor nie. Ek sê ek het nooit gehoor nie. Deur my addiction, ek het nooit rondgeslap met ander vrouens nie. Ek is hy tipe ou. Ja. Verstaan jy? Ek het my morale. En what I did back in the days, that was back in the days. Maar toe my lewe begin met my vrou en my kinders, ek het nou 4 kinders. My vrou is weer swanger met my 5de lady. Congrats. So vir my is dit net om te sê, Donovan jy het baie om te lewe voorsaam. Ja, it's not just Drugs is die minste van die worries. En eerlikwaar, toe ek terugkom, ek het gespan, ek het geslaan. En net so 2 months na die span het is 2 months later decide ek, nee man. Donas nee die en ek drink nog uit dit, jy moet ken ek kook nog uit dit. So 5 years back. Ja, ek slaan mold. En ek begin 'n keer my skoon mense om en my lewe raak net deur mekaar man. Ja. En my skoontoppie leer my 'n les. Hy sit my in die huis uit. Ek bly nie weer aan. Ek slaap in my kar vir 7 dae. So. Borsel my tande in die kar en eet in die kar en my top het my afgeskryf waar by die huis. Die tande nou en dan sy sal nou en dan jy ken mos hoe se maar. Jy ken hoe se maar. Sy is die ene wat jy gaan jammer kry en op die einde van die dag verstaan nie. Ja. En my vrou het nog elke dag op my gecheck, sy het gekom, sy het kom gesit by my, ons het gery, ons het gaan eet. Ja, is nice. Maar sy het my nooit weggegooi nie, maar die kinders vir my was dit oor die kinders vra elke Net gevoel, waar is my my ma, pa? hoekom slaap my pa in die kar? My ma, hoekom doen my pa dit? My pa, waar is my pa? You understand? So al die goed het vir my nou 'n prent geteken om te sê, boetjie, jy is besig om jou mense te verloor. You understand? Toe sê ek, nee man, tot van hier toe en nie verder nie. En as daar wat met drug journey eindig. En waar ek nou vandag sit. Ja, dis eintlik exciting hier amigos. Is ek het begin. Ons was die founders van die organisation van Nova Lucha, die drug organization. Ons het begin 'n programme aangebied vir jong manne wat sukkel met addiction en gratis, no money. I used my funds that I made spinning and all these things to drive to Dunn skill to go and assist. Yeah. You understand? Because we saw the need
of people urging for help. En ons het gaan help, ons het paar recoveries gekry daaruit. En honestly speaking guys, dat is die ding wat my nog staande hou. Ja. Nie al val hy weg, maar ek sal nog steeds daar bly by my besluit wat ek gemaak het om te sê, Donovan, jy gaan nooit weer in jou lewe drugs gebruik nie. At least. You understand? Hoe lank is jy loos skoon, Donna? 5 jaar. 5 jaar. 10 jaar, 5 jaar. Nice. So, vir my is dit in 6 jaar van die drank af. En hy is 'n groot een. Ja, dat is die... Because hy sukkel nog. Nee, ek het 'n drankprobleem. Nee, maar dit is 'n drankprobleem. Jy weet, Slak net, hulle sê mos, hoe jy mos net nog gesê, as jy nog nie vir jouself gesê het jy het 'n probleem nie, dan Jy gaan sal dit nooit jy sal dit herken nooit nie. herken nie. Die probleem is, die is die jy moet die man probleem. luister. As die man praat van elke dag drink, hy drink nie elke dag en hy drink nie elke weekend. So ek het die probleem. dis 'n social drink, amigos. Ja, sê. Social. Dan wat is ek alkoholist? Kyk nie. Ja, die ding werk so. Kyk jy, ons doen ook 'n program van die alcohol, né? Die alcohol. Die inhoud wat jy inneem, Afrikaans. Ja. Die feit dat jy 2-3 dampies drink, maak nie van jou 'n alcoholic nie. Ja, Maar as jy elke dag chill en jy drink 3 dampies, die alcohol. elke dag, op die einde van die dag is jy alcoholic. Ja. Soos Migos laas te my gesê het, né? Dis wat die Hy woord sê- kom. Hy sê 'n alkoholiekie, maar partykeer het 'n alkoholus. Jy sien. Hy sê alkoholus. Ja, hy sê alkoholus, maar hy Hy lus kan nie die Dis alkohol. nie alkoholus, die jy alcohol, sien. ja. Ja. Jy weet mos jy Ja, moet nie maar my maag ek dink jy weet die Migos is jong. Ek dink Migos gaan op 27, 26, 28 years old. Hy my broer rol so. Ja. En die urge van die jong mense vir die drink. Vir hulle gaan dit nie oor die drink eintlik, dit gaan oor die social, Ja. oor die gathering. Soos Okapi. Ja, soos drank bring mense bymekaar. Ja. Maar hy bring dronk mense bymekaar. Dis die probleem. Okapi brokers bymekaar. Ja. Verstaan jy? En op die ou einde van die dag is julle vriende weens die drank. Maar as daar nie drank is, kom ek sê hoe van dat ek nie drink nie. Vriende is- Ek het nie bras nie. Yep. Né? Dis waar. Ons het ek het mense gehad wat my ken, heavy wat ons fan en alles, verstaan jy? Ja. So vir my was dit net om te sê Donovan, jy sal 'n keuse moet maak, Boeta. Ja. Om te sê dat jy pas nie in die mense omdat jy nie 'n nakar ry nie. Lekker tye. Ja, jy drink nie meer nie. As jy by ons kom, jy praat net lewensfeite, straightlyn goede. So vir my is dit om te sê, unfortunately, I'm the chosen one. Ja. Die Here het 'n rede gehad hoekom ek moes eers deur daai klomp gemors gaan in my lewe in om op die straightlyn te kom. So vir my gaan dit oor die feit dat ek my pad wat ek nou loop is 'n baie gesonde pad. Ons is business owners. I'm a project manager at Mobile Lucha and I'm the direct manager of my contract at KP Line. So, daar's baie goede wat gechange het in my lewe in. Maar ek moes eers deur hy struggle gaan, Migos, om succesvol te wees. I had to learn my lesson. Verstaan jy? Ja. So, ons is we're young business owners. En ek en my vrou is nog 'n young married couple. Maar ons kom lank aan. Ons kom van primary school af aan. En Choo. as ons stel is ons 23 jaar saam. Included the marriage. Ja, ja. So 23 years is nobody's play story. Ja. Ek het my ousie ontmoet toe ek in grade 5 toe sy grade 7. Toe praat ek al van love. met Au, liefde. dis 'n man verlief. Want verstaan en jo, dat ding sê nou nog hy diary. Ja. Wat ek vir briewe geskryf het tyd nog. Ek praat nou van 2004, bra. Choo. Dis daar nog nie foon in. 2005. Nee, toe's mix dit mos nog. Ja, mens Maar ja, mix het was nog. En ja, V360 Ja, hy motor laat sien. Ja. Wat? Yes. Om te dink waar vanaf kom die liefde.
uit waar het uit gaan ontstaan. En nou, ek het groot geraak by my skoolmense se huis. I grew up as a laity. Ja. I think I was one of my latest ages when I started walking in the house. En ek het altyd vir my skoonma gesê, jy's my skoonma jy. En ja, Speak stuff into existence. you see, I manifested something into existence and dis wat die Here gemaak het. And it came to be. Het impak om gechange in my lewe in. En vir hom sê ek altyd dankie, die Here dankie dat hy my deurgedra het tot hier toe. En wat ek deurgemaak het. Ja. So vir my is dit om ander mense te kan help, ek sal dit uit liefde doen. Ek doen dit gratis. Soos ek en Migos het nou sonder werk sit. Migos, Ja, ons is Kijk, qualified Migos sit nog cleaners. met werk. Ons is qualified cleaners. Migos sit nog met werk. So vir my is dit ek kyk na die need. Ja. As ek wil werk gee, dan moet jy al nooit in jou lewe 'n salaris verdien het. Ja. So ek kan verander die banksak, Ja. die bankkaart. Die bankkaart, ja. Hy moet reference hê, ek moet sê toren maintenance salary paid in. Sien jy, daai is die tipe mens wat ek is. Ja. En toe ek die ding gaan pitch en vir die mense sê wat is my verlange is dat as ek begin met my besigheid, Ja. wil ek jong mense recruit. I want to invest into young people's lives. En vandag tot nou hierdie tyd toe sit ek as 'n suksesvolle besigheidsman. And happy marriage, It's the most important. happy father figure. Healthy children. Yeah, healthy children, healthy home. Healthy you. Hey, very healthy me, amigos. Ja, so. That's my story. En die addiction het my baie kom geleer, gents. Ja. Yes, die addiction het my baie kom geleer. En jy het net ook gevra. Jy het gevra as die groepsdruk. Groepsdruk? Nee. Nobody can. Maar toe Kalaitie was met op my baie geslaan, bro. Yes, maar het was stout. Underworld stout. So, dis die goede wat kom verander het. En die lewe het maar net kom gechange. Migos, is daar nog iets wat jy wil gevra het? Nee, ek wil net sê, like I know Donnie from a very young. Yeah, I call him Donnie. I know him as Donnie. So I know him from a very young age. Back in the day, we used to stay opposite each other. Not opposite, skew opposite each other. Yeah, Stayed yeah. in 12th Street in the corner. I stayed on 10th Street corner. So I know them for a very long time. It's actually the first time that I'm finding out that they had a drug addiction. So we was hiding it really. I never knew it. Good. Because we used to be in Homeville also. Yeah. So used to have a lot of friends and stuff. Used to come and come greet us always. Always used to say we must keep our fist out and he'll hit our fist with all his power. But yeah, Donnie was always numb and he knows me. You see, the time I came here, he recognized my face. Yeah. I just call him my cousin's name. Because me and my cousin always together. Our Brandon. Yeah. But yeah, that's my cousin. Yeah, but I know Donnie for a long time, and I'm actually, I'm really proud of him, you know. Yeah. From a small brother's perspective, I'm very proud of where he is today, and yeah, all I can say to you is, yeah, no, just keep up the good work. You are a motivation for us. It's younger than you to do better in life. Sure. We all have our own stuff also that we also battling with, so we can learn from you to overcome those things. Yeah. So all, yeah. And the last question I have for you before we can close the episode. Jy wat ons nou gesê het, jy het 'n drug addiction gehad en niemand het ons nog geweet ewen hy, né? Wat se advies kan jy vir ouers, oumas, oupas, kom ons sê guardians gee, né, om uit te kyk? Ja. Vir hulle om te kyk vir hulle kinders wat mos wil drugs gebruik en hulle te help, jy verstaan? Okay. Geen hy secret maar wat jy gebruik mos nie weer. Die ding is ja, die mense sê kom ek sê hoe iets. Ons die tyd toe ek drugs gebruik het ek geweet dat die mense het in my kop ingesit om te sê targeteer weekie. And it's all a lie. En nie wat
just die slegste goed in die wêreld en because I know die chemicals wat binne in crystal meth is dangerous chemicals, is chemicals wat hulle gebruik om lekke te was. Verstaan jy? So nou currently vir die ouers wat ek vir hulle kan sê om uitkyk te wees. Kyk jou kind se chommies. Hy is een van die belangrikste goed. Kyk met wie loop. Kyk sy movement methods. Ja. Wat se tyd loop hy, hoe laat kom hy terug in die aand en met wie was hy die hele dag. Kyk sy hande. Ja. Jou hande begin word klere Ja. van die drugs wat jy gebruik. Jou gesig develop 'n kleur. En nou die drugs wat ons gebruik, wat die manne gebruik het of wat ons gebruik het destyds, is oil-based drugs. Wow. So jou mond begin gee 'n olie reuk af. Ja. My vrou het altyd vir my gesê ek reuk soos 'n gearbox. Permanente mechanic. Ja, You understand? ja. Hy stal reuk in jou mond en die gordyne en first thing that you suspect, klom lighters, hy gebruik drugs. Klom lighters, Klomp lighters, né? hy gebruik drugs. As jy hoor klik 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 kort in die toilet en sy first suspicion drugs. He's doing the wrong thing. Hy steek die bal brand. Ja. Understand? Ja. En Ja. vir ouers wat as jou kind dagga gebruik, moet dit ligtelik opvat. Hy se dwelm op hom eie. Ja. Die begin daar. Daar's baie mense se kinders wat mal is vandag ter wille van dagga. Because die goede wat hulle nou mee maak, dis high grades drugs, dis drugs wat nie natural made is nie. Dit Ja. alles factory toe gevat, hulle is gaan A grade, C grade, high grade population, you understand? But it's growing plants, but still Hulle sit iets in. die chemicals wat hulle gebruik om te laat groei. Ja. Verstaan jy? Ons ken Juffy, ons ken Mabara. Parkie gras. Ja. Ja. So daar is al die goede wat ge-evolved het. Is dat die goede word groter, sterker gemaak omdat hulle sien hulle het nie meer impak nie. Ja. Meeste van die jong manne wat nou crystal meth gebruik, jy sal sommer sien hulle is mal, hulle wasie, Ja. die tekkies. Hy stink, Hy stink ja. om klere is geskeur, you understand? So maar vir my gaan dit nie daaroor nie, maar kyk jou kind se metodes. Wat hy doen, hoe hy dit doen. As jy nie eet in die aand nie, iets is fout. Iets Jy is moet fout, ja. oh nou, die crystal meth nou dis laat krimp jou maag binnekant because jou darm, die chemicals wat hy invat, Ja. hy krimp alles binne in jou. Dis hoekom jy sal sien 'n overdrugs gebruik se kos dan altyd vir 4 dae lank in die yskas. En 'n teenager eet 'n moersel. Ja. Ja, Ja, vir alle mooi. En 'n overdag rook kort brood. Vanaand soek jy heavy bordkos. Ja. Voor hy gaan slaap, gaan hy straat toe. Ja. Hy moet gaan rook, sy laaste sol aan gaan slaap. Môre staan hy vroeg op 5 o'clock, hy moet nou ons gaan kry by die bus because hy moet na sol gaan slaap vir die kop skiet. So it's all this type of methods. 'n Pilleroker seentjie sommer by sy hande kleer. Ja. Van hy moet mos die pyp heeltyd nip aan, vat hy aan sy gesig, soos sy gesig. Hy begin lyk soos 'n street kid. Ja. Verstaan jy? Ja. En maar vir die ouers, as jy omgee vir jou kind, moenie jou hande weggooi nie. Help hom. Because the only reason for drug addiction, the only reason for going on the street to go and seek for a lot of things is liefde. En no one has it closure. Like No one has it unforeseen questions wat nie geantwoord is in sy lewe nie. Maar be a part of your child's journey. Because the moment jy sê maar ja, dis 'n gemors, jy vas dan nie, jy doen nie dit nie. Moenie dit doen nie. Encourage hom liewers om dit te begin doen en help hom om sy lewe agter mekaar te kry because die liefde is die belangrikste rol in recovery. Ja. Jou structure agter jou, die mense wat agter jou staan, is die mense eintlik wat vir jou help om te push recover. Ja. As jy terug van 'n reep afkom, moet nou nie dink hy skoon nou vir 6 maande nie, hy gaan nie weer kom rook nie. Hy kom rook. Ja. Die enemy is altyd daar buite. En die duiwel, hy weet as ons van die reep afkom, die spannetjies, hulle is nou fresh hè. Kap So, hulle. hy gebruik sommer die tannie of die oompie om te sê, jy gaan morsie. Ja. Trigger, relapse. You understand? So it's all this type of things. Maar vir my, van my kant af,
Dit wat ek gekry het, en dit is wat my nog staande hou. My structure behind me, my vrou. Gents, as dit nie vir my vrou was nie, She down and out. was ek in die tronken of dood al teen die tyd. Of 'n boemelaar of iets man, maar she's still there. She reminds me every day om te sê, jy weet waar vanaf kom jy. And those are the things that we need. So julle moet ook nou 'n vrou wil gaan vat wat ook saam die goeders doen nie. Julle gaan down and out, down and out. En Danger, papa, danger. so ek wil maar net baie dankie sê vir Donovan, my hoorpienaar wat sy Dankie, tyd Donnie. afgestaan het om sy insig en sy knowledge en sy storie met ons te kom deel. Die laaste ding van my kant wat ek ook vir julle wil sê, die wat vir Migos op op TikTok het, Migos, wat jou username? Mixed in Mwabe 98. Ja, en myne is Kalahari Smurf op Instagram, julle kan ons daar follow en 'n nuwe ding wat ons ook gaan bring is enige confessions wat julle het, enige dirty confession of snaakse iets of enigiets wat julle nog niemand vertel het nie, DM ons of vir my of Amigos op ons social media en ons sal elke keer in 'n podcast in die sê maar voor in die middel en aan die einde van die podcast so 3 confessions sal ons deel met julle. Obviously ons sal dit anonymous hou, ons sal nou nie sê van wie die confession kom nie, net om dit bietjie interessant te hou. Ja. Ek sê vir julle baie dankie, né? Lekker dag. Uit. Sure, thanks. Kom maar. Hey, 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 hey.